In Suid-Afrika is ons goeie aanhangers van ons spanne. Elkeen van ons het ons gunsteling sportspan, ons gunsteling provinsie en ons is geneig om mekaar uit te haal wanneer ons spanne teen mekaar speel. Ek dink daar is weinig min lande wat so entoesiasties is oor hulle span, sulke entoesiastiese aanhangers is van hulle span, soos wat ons in Suid-Afrika is. En dan is daar natuurlik die nasionale span. Dit is die Springbokke. En niemand moet iets verkeerd sê oor die Springbokke nie, want ons is dan vinnig kwaad. Ons is emosioneel, omdat ons sulke passievolle aanhangers is. Maar daar is 'n verskil tussen 'n aanhanger en 'n volgeling. En ons sien dit uiteindelik raak in Nikodemus se verhaal. Nikodemus was deel van die godsdienstige leiers van sy dag. Hy was 'n lid van die Joodse raad, van die Sanhedrin. Maar Nikodemus het in die geheim begin om 'n aanhanger van Jesus Christus te word. En ons sien dat hy dit in die geheim gedoen het, want hy kom in die nag na Jesus toe. Daar waar die res van die Sanhedrin hom nie sien nie. Hy is bang om dit in die dag, in die openbloot te doen, want hy weet om 'n volgeling, 'n volwaardige volgeling van Jesus Christus te word, gaan vir hom baie kan kos. Dit kan homself sy posisie in die Sanhedrin kos, 'n posisie wat nie net 'n groot godsdienstige posisie was nie, maar ook 'n politieke posisie was, 'n posisie wat vir hom verskriklike groot aansien in die wêreld van sy tyd gegee het. Maar Nikodemus was nog nie 'n volgeling nie, hy was maar nog net 'n aanhanger gewees. Maar ons sien dat Nikodemus stelselmatige verandering ondergaan in die Johannesbrief. In Johannes 3 begin dit by Nikodemus wat 'n aanhanger is. Hy kom in die nag na Jesus toe. Maar teen die tyd dat ons by Johannes 7 kom, dan kom ons agter dat Nikodemus nou al reeds in die dag begin om vir Jesus te ondersteun en dat hy selfs vir Jesus verdedig voor die Joodse raad, voor die Sanhedrin. En heel aan die einde, wanneer Jesus Christus reeds gekruisig is, wanneer hy gesterf het, wie is die persoon wat daar by Jesus se liggaam is? Dis Nikodemus. Hy is die een wat Jesus se liggaam gesalf het, met olie en met mirre. Hy het beweeg in Johannes van 'n aanhanger, wat net in die nag vir Jesus ondersteun het, na 'n volwaardige volgeling toe, wat selfs bereid was om in die daglig te sê, ek is 'n volgeling van Jesus Christus. Jesus Christus se saak van liefde en deernis is vir my belangrik, en ek gee nie om wie na my kyk, of wie my raak sien nie. Ek het aanvanklik daaroor omgegee, maar die dinge waaroor ek omgegee het, het verander. Ek het verander. Ek het nie onaangeraak van Jesus af weggestap nie. Ek is 'n totale nuwe mens. Of ek nou in die Sanhedrin bly en of ek nie daarin bly nie, of ek hierdie belangrike godsdienstige politieke posisie gaan behou of nie, dit maak nie vir my saak nie, want my identiteit lê nou elders. Ek is nie meer net 'n aanhanger wat op die kant van die veld staan en skreeu nie. Ek is 'n volgeling. Ek raak betrokke by die spel van Jesus Christus, die spel van liefde en deernis en omgee. Is ek en jy aanhangers, of is ons volgelinge? Is ons die mense wat in die aand op die kantlyn staan en skreeu, of is ons die mense wat bereid is om ons hande vuil te kry, by die spel betrokke te raak waartoe Jesus Christus ons uitnooi, die koninkryk van God, daar waar hy vir ons vra om sy liefde en deernis, sy hande en voete in hierdie wêreld te wees. Mag ons elke liewe dag van ons lewens hierdie vraag vir onsself vra, maar mag ons met ons lewe, met ons dade, dit elke dag ook antwoord. Hemelvader, baie dankie dat U ons aangeneem het in U liefde. Dankie dat Jesus Christus vir ons die weg kom wys het. En Vader, dankie dat die eerste gelowiges ook daarom die mense van die weg genoem is, omdat hulle 'n ander loop gehad het as die res van die wêreld. Omdat hulle nie aanhangers maar net was wat in die donker op die kantlyn gestaan en geskreeu het nie, maar omdat hulle geloop het, die pad te voet aangedurf het en die wêreld gaan verander het met die liefde wat U eerste in hulle harte geplaas het. Vader, dankie dat daardie selfde liefde ook in ons harte leef deur U Gees. Vader, help ons om nie net aanhangers te wees nie, maar volwaardige volgelinge. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie weer eens dat jy vandag saam met my gekuier het. Ek en jy sal DV verseker gou weer kuier, en mag ek en jy onthou, wat is 'n aanhanger en wat is 'n volgeling, en mag ons die Here nie net in die donker aanbid, daar waar niemand ons kan sien nie, maar in die openbloot, daar waar ons nie skaam is nie, om sy liefde in hierdie wêreld te gaan uitleef nie. Mooi dag vir jou.